spiritualiteit en die dinge van die lyf. En ja, dit gaan letterlik oor dit wat die titel sê, die dinge van die lyf. Voor ek dit sê, julle sal sien, wanneer julle nou op ons YouTube kanaal kom, dat in die banier boaan is daar 'n paar woorde wat die bemarkingsspan daar neergesit het as kernwaarhede van Renaissance. En een van hulle is die woordjie eerlikheid. En vanoggend se praatjie staan letterlik in teken van daardie woord. So ek gaan vanoggend dit as my kompas gebruik. Ek wil vinnig vir julle sê wat my benadering meestal is wanneer ek praat. Net dat 'n ou weet waar kom die ou vandaan. Dis nie altyd nie, want ek hou van variasie. Ek hou nie daarvan om vir 'n maand of 2 op een paadjie te hardloop en een tema horig te ry nie, en ook nie daarvan om te gereeld oor dieselfde ding te praat nie, maar dat 'n ou 'n bietjie 'n sak mielies oopgooi en dat 'n mens maar eet waar jy wil. Ek hou van variasie. Ek hou daarvan om meestal prakties te praat, en die eenvoudige rede daarvoor is dat ek jare spandeer het om die teologie van die Christendom te dekonstrueer. Dit was 'n geweldige intellektuele oefening, en dit het gemaak dat ou mense begelei het tot by die plek waar hulle ook postgodsdienstig is. Maar sedert dit, jy weet, dan as jy nou gedekonstrueer het, nou wat nou volgende? Nou het ek in my eie kop besluit, ek wil nie weer 'n nuwe dogma aanneem en aanleer nie. Ek wil regtig postgodsdienstig wees, met dit wat dit ook al vir my sou beteken. Maar so as ek vir julle moet verduidelik waar ek vandaan kom tans, en dit beteken nie dit gaan altyd so wees nie, maar die meeste kere wanneer ek praat, gaan dit gaan oor die lewe, praktiese lewe, en hoe kan ons sinvol leef en, soos die Engelse sê, mindful, daai woord waarvoor ons so lief is. En dit gaan beteken dat ek met ander woorde nie kom en ek bestudeer 'n nuwe dogma, 'n nuwe denkrigting, en bring dit vir julle en maak 'n klomp aanhalings daaruit en voeg tussen in my eie interpretasies daarvan. Ek praat letterlik vanuit 'n plek waar ek 'n klomp goed lees en luister oor die onderwerp waar ek wil praat, maak notas en laat dit lê. En op 'n dag voel ek gereed om oor daai onderwerp te praat. As ek voel ek het 'n klomp inligting assimileer en ek het lank genoeg daaroor gedink. En dis wat lekker ook is, en julle saam met my saamstem, wie van julle wat saam met my al 120 is. Ons het nou al baie tyd spandeer met die lewe, en 'n mens neem 'n klomp inligting, maar dan dink jy vir jouself. So dan bring ek letterlik 'n geïnternaliseerde, ek wil byna sê gereduseerde weergawe van al die goed wat ek geassimileer het. En dis waaroor dit vir my gaan meestal wanneer ek praat. Net ietsie wat mense kan inspireer. Dis eintlik maar die woord. So vanoggend wil ek 'n baie spesifieke tema met ons aanspreek. En dit is, ek wil julle vra om saam met my hieroor te dink. Ander dag toe lees ek in die boek van Alan Watts. Ek het nog nie veel gelees nie, ek het dit op die internet raakgeloop en besluit, dis interessant, ek gaan dit lees. En dit is 'n ou boek, hy is in 1951 geskryf, en dit gaan oor onsekerheid. En hy het 'n sinnetjie daarin wat my diep getref het. En ons het dikwels al in die dagbestuur van Renaissance hieroor gepraat. Hy het gesê, dikwels kry jy dat westerlinge hulle godsdiens verruil vir 'n oosterse godsdiens. En dan raak hulle ewe dogmaties met daai oosterse godsdiens. En dis dikwels omdat hulle die westerse godsdiens in die eerste plek nie reg verstaan het nie. Nou ek het dadelik gevoel, maar die term reg verstaan maak dit vir my baie, soos die Engelse sê, patronizing, stelling te maak. Want hoe kan jy vir iemand sê hy verstaan iets reg of verkeerd? Maar ek dink, as ek dit moet vertaal in my eie taal, sou ek sê, wanneer ek die westerse godsdienst verruil vir 'n ander skema, en as ons van die ooste praat, dan praat ons van 'n ewe antieke skema. Want baie van ons klagtes oor die Bybel byvoorbeeld, is dat dit kom vanuit antieke koppe, voor die wetenskap. Maar as jy oorswaai na die ooste toe en jy gaan hang daai godsdiens aan, ek praat nie nou van gaan leen daar
en is nou post jou eie westerse godsdienst en nou maak jy jou kop oop vir alles wat in die wêreld al gesê is op wysheidsvlak nie. Ek praat nie daaroor nie, want ek dink dis pragtig en dis wat ons doen by Renaissance. Maar indien 'n mens dogmaties sal oorspring van hierdie godsdienst en daai een. Ek weet, jy weet, ek het dit ondervind as 'n kind toe my ouers van doppers AGS geword het. Daai verskriklike dramatiese verandering. En toe later jare weer gevoel het, nee, maar die apostolies is te dom, nou gaan ons terug NG Kerk. Daai spring is waarvan ek praat vanoggend. Dat jy sal sê, ek hou nie van die westerse godsdienst nie, en ek spring ooste toe, en dan sluk ek alles in wat hulle vir my gee. Dit word my nuwe dogma, en ek bevraagteken dit ook nie. Ek hardloop nou daarmee. Dit is vir my 'n baie moeilike plek om my te bevind as ek mense kry wat kwaad is vir die Christendom, geïrriteerd is met die ouderwetsheid daarvan, en dan kom ek agter maar, julle het nou net Japan toe getrek, nou praat julle by agter die antieke Japaneese aan. So jy die een dogma vir 'n ander en verruil, en dis my belangrik om vanoggend te sê dat dit is nie waarvoor Renaissance staan nie. Renaissance inkorporeer alle wysheid wat deur alle eeue gespreek is, maar ons sif dit en ons pas dit toe in ons tyd en ons meet dit aan nuwe inligting en so aan. En uiteindelik kom ons met nuwe insig na vore. Letterlik. Ek dink ek kan my verstout om te sê vanoggend dat Renaissance ongemaklik is daarmee dat ander mense vir hulle dink. En dit sluit dat in dat 'n godsdienst vir hulle dink. Ek dink Renaissance bestaan uit sulke mense. Mense wat sê, ek sal luister, ek sal alles ondersoek, maar in die finale analise gaan ek vir myself dink. En gaan dit waarmee ek vorendag kom, uniek wees tot my. Hoe my kop werk. En dis hoekom ons vir my so 'n interessante klomp mense is, want elkeen het alles bekyk. En ons doen nog steeds langs die pad, maar ons kom staan langs mekaar in Renaissance om hierdie boom te wees, waar hierdie blare van verskillende nuances en kleure saam 'n skaduwee vorm, saam 'n rusplek vorm, waar ek kan kom sit en baai en inspirasie vind. So ons is beslis nie 'n klomp mense wat oorgeswaai het na 'n ander dogma toe. Daar's 'n ding in hierdie lewe wat baie maklik gebeur in spiritualiteit en ook in godsdienst. En hierdie ding is dat 'n mens 'n gebrek het aan autentieke eerlikheid oor wie jy is, wat jy voel en hoe jy dink, want daar is 'n paradigma en 'n skema geskep deur die groep waaraan jy behoort. Dis in die samelewing so, en dit is ook in spirituele kringe so. Dit kan in die korporatiewe wêreld so wees. Daar's 'n ethos. Daar's dikwels ook uitgestippelde denkraamwerke en waardes waaraan jy moet inkoop. Die inkoop in die jargon, en ek het spesifiek hierdie woord gekies, wat nou nie 'n baie mooi woord in 'n Afrikaanse praatjie is nie. Die inkoop in die lingo en die jargon en in die paradigma van 'n spesifieke groep. En in ons geval is dit weer 'n spirituele groep, want hy het ook weer sy eie lingo, sy eie taal, sy eie waardes en goed waartoe ons opleef. Dit veroorsaak weer dat 'n mens 'n maatstaf het wat jou in die oë staar en wat jy dan dink, ek wonder hoe ver kan ek vir die groep sê dat ek buite hierdie raamwerk dink. Dit gebeur in die kerk, dit gebeur in die samelewing en dit gebeur definitief glo ek ook in Renaissance. Dat jy dalk goed mag dink wat jy bang is om vir ons te sê, want jy dink, ja, ek wonder of enige een van julle so daaroor dink, want ek hoor julle praat so. As ek 'n eenvoudige voorbeeld vanoggend kan doen. As ons praat oor meditasie, so rukkie gelede het ek een oggend vir julle vertel dat 'n vrou my gebel het, en ons het toe nou sommer 'n Zoom call gedoen, en ons het verskriklik lekker gekuier, en haar storie was dit, sy het gesê, ek voel minderwaardig binne Renaissance, want ek voel ek het nog nie vrede en 'n stil kop en meditasie bemeester soos die ander mense nie. Ons skep met jargon, skep mense 'n kultuurgevoel, waar mense agterkom, okay, ek moet hierdie kan doen. En dan neem hulle aan, omdat dit is wat gepraat word.
omdat dit die taal is wat daai gemeenskap praat, dan neem hulle aan dat almal in daai gemeenskap is meesters daarvan. En dan begin hulle minderwaardig voel en dan kom die oneerlikheid, want dan begin ek toemaak. Ek begin my eie egte menslike belewenis hiervan, begin ek vir ander mense wegsteek, want ek glo, ek steek af by hulle. Ek sien nie kans om myself te ontbloot nie, want ek gaan beoordeel word, want ek gaan uitgesluit word. En uitsluiting is sekerlik die grootste emosionele pyn wat enige mens kan beleef. Dit is al getoets in die brein, dat dit dieselfde as fisiese pyn registreer in die brein. Mense is bitterlik bang om nie in te pas nie. En een van die goed in Renaissance wat ons nie moet skep nie, ons moet nie 'n omgewing skep waar ons weer 'n vaste nuwe soort van kultuur en taal het en 'n klomp waardes het waar iemand inkom en voel maar ek rook nie die pyp nie. Ek haal nie die paal nie. Ek is nie daar nie. En dan voel hulle moet maar hier ook weer wegkruip. Dis hoekom dit vir my persoonlik, en nou praat ek net uit myself, dit so belangrik is dat elke een van ons absoluut gemaklik moet kan wees daarmee om eerlik te wees. En te kan sê wie ek is, ons ervarings deel, en dat dit 'n hoër waarde sal wees as die gedeelde jargon, die gedeelde spirituele begrippe waarin ons ingekoop het. Dat ons sê, goed, ons het raamwerke geskep, maar dit is baie belangriker dat ek op my reis die hele tyd sal voortgaan om self te dink, self te ervaar en eerlik te wees oor hierdie ervarings. Want anders word dit hierdie standaard. Nou, hoe gebeur die goed? You overstress the point to make the point. As jy byvoorbeeld in die Bybel kyk na Jesus se leringe, dis die mees oordrewe manier van praat waaraan jy kan dink. 'n Ryk man kan nie in die koninkryk ingaan nie. As iemand jou slaan, moet jy jou ander wang draai. As iemand iets by jou wil leen, moet jy dit vir hom gee. Veronderstel as jou huis of jou kar. Dis geweldig oordrewe en dit is terwille van die prosa. Dit is terwille van daarvan om hierdie grootste stelling te maak, om hierdie beeld by jou tuis te bring, wat letterlik sal inkom in jou wêreldbeeld, of jou doen, of jou voel, of hoe jy dink, om dit alles te kom deursny en deurpriem en te sê, hier's 'n ander manier van kyk, hier's 'n beter manier van wees, hier is miskien in 'n sekere sin 'n meer verhewe manier van dink. Dis om daai skok toe te pas, om ons tot stilstand te bring en te sê, wow, ek moet dalk in 'n ander rigting dink. Ek klap so maklik terug, dalk moet ek net terughou. En kyk, kan ek nie die ander wang draai? Dis presies hoe ons praat. As ek praat, doen ek dieselfde, want ek kom met 'n praatjie en ek wil impak maak, so ek oordryf daai punt, want dan gaan hy tuis kom en dan gaan jy hom ons maar in elk geval afwater in jou eie kop met jou eie balans wat jy in hom skep. En so praat ons, so inspireer ons en so skep ons nuwe waardes en standaarde en die poste langs die pad sit ons so neer. Maar wat hier gebeur is, omdat ons so oordrewe praat, en ons praat oordrewe vanuit antieke mense se koppe, dan raak ons verlore in 'n wêreld, of dit oos is en of dit wes is. Of dit nou is dat Dr. Piet praat uit Thomas se evangelie, en of dit is dat die volgende persoon praat uit iets wat die Dalai Lama gesê het. As ons inkoop en nie verstaan waaroor gaan wysheidsprekers, waaroor gaan die taal wat hulle gebruik nie, dat dit prosaïes is en impak moet maak, dat dit jou tot stilstand moet bring, maar dat jy altyd moet weet, jy moet self die balans gaan vind. Jy kan nie die goed wat hulle sê net so letterlik opneem, aanhang en uitvoer nie. Daarvan het ons in die Christelike kerk, die van ons wat daar was, genoeg gehad. Die onuitvoerbaarheid van dit wat die Bybelskrywers vir ons voorgeskryf het. Dit het ons moeg gemaak. En die ding wat skeiding bring tussen mense is wanneer hulle daar instap. En elkeen sit met sy eie balans. En in sy eie kop het hy klaar met daai ding gemaak en sê, ja, ek hoor jou, maar ek neem met 'n knippie sout. En dan stap ons almal met ons sakkie sout. Want alles wat ons oor die jare gehoor het, vanuit die ooste en die weste, het ons met 'n knippie sout geneem. En ons hou daai sakkie sout in ons sakke, maar dan luister ons maar weer na die spreker en ons gee voor dat ons in die ekstreme
die begrippe wat voorgehou word aanhaal. En ons kom nooit by die plek uit waar ons die gesprek voer padlangs van waar is die balans nou eintlik nie. En wat vir my sleg is daarvan is, dan is daar eintlik skeiding op 'n mens tot mens vlak. Ons gaan neem deel aan dit wat gebeur wanneer ons saamkom en ons sê ja vir dit wat gepraat word en ons val in by daai taal en ons leer hom aan soos wat ek Namakolands aangeleer het in 2 weke of 3 weke toe ek in 'n koshuis beland het in Springbok. Dit was verstommend hoe dat ek op toe nou kon. Jy weet jy leer ons 'n taal net so vinnig aan. Kom ek breek net gou 'n bietjie die ys want julle sit en vreeslik ernstig en luister. Dit was dan die beplanning. In standaard 6 se einde is ek in Randburg Hoërskool. En my pa kondig aan, hy het 'n beroep aangeneem Port Nolloth toe ons trek so, ek het nie eens geweet waar dit is nie. 2 weke later was ek in 'n koshuis in Springbok. Randburg, Springbok, dis nie dieselfde wêreld nie. Ek staan met my tafel en soos 200 seuns in die koshuis en die hoofseun van die koshuis tik op die tafel. Stilte. Ek soek na ete 7 seuns om vir my te help om tafels te dra na agter by die klooster toe. Toe dink ek is ek nog in Suid-Afrika. Nou ek beloof vir julle, dit was so 3 weke toe sê ek op klooster in 7 seuns. Toe praat ek net so. Nou goed, ek was 14, so dis maklik om dit aan te leer. Maar dis wat ons doen. So ons leer die taal van die groep aan, hè? Maar dat is nie reg saam nie. Ons is nie reg verbonde aan mekaar nie. Hoekom nie? Want daar kom nie daai mens tot mens deel van, hoorie, te midde van al die goed wat ons so leer en ontdek. Wat maak jy daarvan? Ek voel, ek tweak om bietjie so. En ek voel weer, daai werk nie heeltemal vir my nie, van wie. Daai mens tot mens deel, gebeur nie. En 'n ander ding wat gebeur in spiritualiteit, wat hiermee saam, is dat ons die alledaagse skei van die spirituele. So op 'n manier kry ons dit reg, en ek sien in Renaissance, met al my gesprekke met mense, ons is ook daar. Net soos toe ons in die kerk was, is ons ook nou op 'n plek, waar ons 'n nuwe klomp spirituele beginsels begin aanhaal. En nou skei ons hulle van die regte lewe. Ek gaan vir julle vanoggend 'n voorbeeld of 2 van hulle noem, maar voordat ek dit gaan doen, wil ek dit sê. As 'n mens die alledaagse en die spirituele van mekaar skei, dan doen jy skade. Jy doen skade aan jou eie autentiekheid, aan jou eie groei, jou verhouding met die mense wat saam met jou die pad stap. Dit is net so skadelik as wat die animisme. Nou wat is die animisme? Julle weet, maar ek sê dit net vir ingeval daar 1 of 2 persone is wat nog nie die woord gehoor het nie. Animisme is die antieke mense waarvan die antieke Jode deel was, en natuurlik nie net hulle nie, maar baie van die antieke mense wat geglo het dat geeste agter die skerm sit en dat alles wat jy in 'n fisiese wêreld sien eintlik net 'n animasie is van dit wat die geesteswêreld is. So dit is 'n vertoonvenster vir dinge wat in die geesteswêreld gebeur. So kry jy die ding dat as daar 'n stormwind waai, dan is dit 'n gees wat 'n storm is. Of as iemand stom is, dan is dit 'n gees wat stom is, wat homself hier laat neerslag kry. So die touwtjies word deur geeste getrek en ons is die puppets hieronder. So dis animisme. Nou die oomblik as jy dit kyk, dan skei jy daai wêreld, want jy so 'n geestelike wêreld in gedagte, en jy kyk heeltyd soontoe, en dis eintlik belangrik, en dit is waar ons impetus vandaan kom, dis waar ons wette vandaan kom, ons beginsels, ons kompas vandaan kom, en ons soek heeltyd vir daai daarbo. En dan kom mens met die tipe taal waar 'n vriend van my wat nou al oorlede is, hy was saam met my 'n pastoor in Melville, en toe sê hy vir my eendag, toe ons in 'n restaurant sit, vat hy die sakkie suiker so, toe sê hy, hierdie sakkie is 'n illusie. Niks in die fisiese wêreld is 'n werklikheid nie. Ek sukkel verskriklik met sulke gedagtes. Want dis nie die werklikheid nie. As my mangels moet uitkom en vat hulle regte mes en ons net hulle uit en hulle lê daar aan 'n bord. Dis nie vir my 'n illusie. So, jy skei die goed en dan word jy heavenly minded. En ons het al die jare gesê in die kerk, maar you can't be too heavenly minded because you have no earthly use. Maar ek sien in die spirituele wêreld doen ons almal dit alweer. Ons raak so heavenly minded dat ons eintlik dieselfde skade doen wat die Christendom gedoen het. Want wanneer ons kwaad doen in die Christelike kerk, en hulle gevra wie dit gedoen, dan sê hulle ons, baie mense sal sê dis ek, maar baie mense sal ook sê dis die duiwel. Die duiwel in my het dit gedoen.
of daar was 'n gees in daai persoon. Maar in elk geval, dis die koninkryk van duisternis in jou wat werk en wat jou inspireer om hierdie kwaad te doen. As jy goed gedoen het daar in die Christelike kerk, vra mense definitief vir jou of jy Jesus ken, want net Jesus kan goed doen. Die goed wat 'n mens doen is menslike goedheid. En dan vra ek altyd, is daar dan twee bronne vir goedheid? God se goedheid en 'n mens se goedheid. Hoe skei ons die goed? Dis vir my verskriklik vreemd. Die volgende vraag is, wat ons in spirituele kringe vra, wat ek deesdae baie hoor, en ek het vanoggend gesê, ek praat met julle pad langs. En julle mag gaan dink oor wat ek sê, en hoor of daar iets resoneer in jou, maar ek sukkel met hierdie jargon van, jy moet baie pas op vir jou ego. Alles wat jy doen is ego. En dis 'n vloekwoord, want jou ego moet dood. Dis vir my 'n absolute voorbeeld van waar ek sê, waar ons 'n sekere taal vat en ons neem hom ekstreem as die waarheid. As jy vanoggend met geborselde tande hier sit, het jy 'n lewendige ego. As jy vanoggend 'n huis het wat jy mooi gemaak het jy 'n lewendige ego. As jy 'n toekoms voorsien van of dit nou 'n lieflike aftrede is met 'n paar vakansies of stap met jou hond, en of dit nog 'n loopbaan is wat voor jou lê, of nog 'n ding wat jy wil aanpak, kunswerk wat jy wil maak, lewe jou ego. Niks verkeerd daarmee nie. Ek hou van 'n taal waar ons sal sê, okay, die ego is gevaarlik, want die ego steek vir jou foute weg. Maar dis ook 'n goeie ding, want as jy jou foute alles tegelijkertijd moet sien, sal jy in mekaar kom. So dis belangrik om te integreer, dis belangrik om jou skadukant te gaan haal, en om met jouself te integreer. Dis baie belangrik om jou ego 'n stang in die bek te sit en te sê, pas op, want jy kan nou met dit wat jy vir jouself wil doen en vermag in hierdie lewe, en met die selfbeskerming wat jy elke dag pleeg, kan jy dit so ver dryf, dat jy 'n egoïs word, wat ten koste van ander mense leef, en nog erger, wat nooit altruïsties sal raak, of ooit 'n offer sal bring vir ander mense nie. Dit kan jou regtig by die verkeerde plek uitbring, as jou ego nie beheer word. Ek het nou amper unbridled gesê, en unbridled ego is 'n probleem. Maar dis 'n meer aanvaarbare taal, as ons met mekaar kan sit en sê, ek sukkel weer met my ego, want ek is nou weer oorambisieus, of ek het nou te seer gekry toe iemand vir my iets gesê het, of ek is daarom nou verskriklik verdedigend, of bekleierig, of wat ook al. Maar is my 'n makliker taal as om te sê, die ego moet dood. En die oomblik as iemand ietsie doen wat ego is, dan sê ons, sien jy, jou ego is nog nie dood nie. Dit is 'n nuance verskil, maar hy maak 'n groot verskil. Vir my is daar miskien net partymal 'n bietjie 'n gebrek aan doodlogiese, praktiese manier van dink in die lewe, as ons geestelik begin raak. Partykeer het jy jou ego so dringend nodig, om nie uitmekaar te val nie, dat daai ego moet kom, en hy moet amper vir daai oomblik moet hy die kolle vat, en hy moet die leiding neem, want as hy dit nie gaan doen nie, gaan jy nie daai oomblik oorleef nie. So dit is vir my baie meer genuanceerd, as om die goed in te koop. So wat ons nou doen, ons sit nou met aan die een kant ons jargon, en ons klomp beginsels, klomp spirituele woorde en beginsels wat ons aanhang. Dis 'n verabsolutering van goed. En aan die ander kant sit ons met myself, hier waar ek in my eie ou lyfie, in my eie kop, in my eie self leef, wat dit in elk geval nie reg kry. Nou, hoe oorbrug ek daai ding? Deur intellektualisering, met praat. So wat ons nou doen, nou kom ons by mekaar. Sê nou ons kuier vanoggend 10 van ons kuier om 'n tafel en ons praat nou oor die ego en dan praat ons selfopofferende taal en my ego moet sterf en hy moet dood en ons gaan vir daai ding. En ons praat maar gaan ons huis toe. Dan is dit nie die spasie waar ons is nie. Maar die gom tussen daai spirituele ideaal en my praktiese ervaring, die gom, die enigste ding wat my die brug bou daar, is die gesprekke wat ek voer. En dis hoekom hulle in die kerk altyd gesê het, mense is verskriklik skynheilig, by die kerk het hulle al die gebed en hande opsteek en hande klap en psalm sing en al die rituele en goeders, en hulle lees so mooi Bybel en hulle praat so op 'n mooi goedjies by hulle selfgroepe, maar by hulle huis leef hulle nie een van die goed nie. En dit is die dilemma.
Dis die skeiding wat ons bring. En ons kan dit ook doen, net soos die kerk het gedoen het. So, ek kan of besluit, ek gaan saampraat. En dan is dit die gom tussen ons. Dis ons interaksie. Dit is die dans wat ons in Renaissance met mekaar dans. Of ons kan sê, ek is een van die mense wat vir myself dink, so ek hoor al hierdie goed. Maar nou gaan ek huis toe en nou gaan ek my common sense aanskakel. En dan gaan ek die moed hê om met daai common sense na my mede-reisgenoot toe te stap en te sê, weet jy, ons sê dit, maar ek dink dit is 'n ekstreme ideaal. Ek dink in praktyk is die worsteling daarmee so. En dan praat ons oor daai regte lewe, oor daai werklike pad, oor daai werklike worsteling met hierdie goed. En dit is waar verhoudings begin vorm. Dis waar eerlike verhoudings begin vorm. Dat ons nie klaplede ingekoop in 'n ethos is nie, maar eerlike mense rou, wat met ons rou waarheid, met al ons spirituele ambisie en ryk, nog steeds mens is en sê, hierdie is waar ek is. Ek wil by seks uitkom vanoggend. Een van die goed wat ons in die dagbestuur gesê het, is ons moet onthou, ek is ook hierdie jaar nou bejaard. Ons is 'n gemeenskap met baie gryskoppe. En so ek het terug toe hy gesinnetjie kom sit en hulle sal gaan nou so 1 keer 'n maand bywoon. En die seentjie is 9 en hy het sy pa gesê, pa, het jy gesien, daar was net 9 breinkoppe in daai hele kerk. Het hy hulle getel. En ek dink van die 9 breinkoppe was party nog uit 'n boksie uit gewees, ook nie. Hoe sien die wêreld die liggaam? Want ons het mos nou hierdie hele taal van jou ware self en dan nou al hierdie ego goed. En die liggaam is mos nou maar deel van hierdie aarde en dis nie die regte jy nie. En dis hoe ek wil dit vanoggend vir julle so sê. Julle hoef nie met my saam te stem nie. Toe ek in die AGS was, het ons dit geleer. Ons het so ruimte geleer. Ek is 'n gees, ek het 'n siel en ek bly in 'n liggaam. Toe dink ek altyd, my kop werk meer geïntegreerd as dit. 3 dele wat op 'n manier aan mekaar geplak is en die minderwaardigste enetjie is die liggaam. Dit het net nog nooit vir my sin gemaak nie. En toe kom ek in die spirituele wêreld en ek begin boeke lees en ek kry daai selfe konsep. Die regte jy is nie hierdie nou. Nou Johan sê altyd, nou wie is die regte ek, dan is hierdie nie ek is nie. Ek dink 'n geïntegreerde benadering is vir my baie gesonder. Want jy nie goed kategoriseer en sê jou geesmens is belangriker as jou liggaam. Op hierdie oomblik het ons net hierdie ervaring. En of daar ander ervarings kom as jy in reïnkarnasie glo, of daar kom 'n ander vorm van voortbestaan as jy nie in reïnkarnasie glo nie, maar jy glo dat jy deel word van alles wat was op 'n manier wat ons nie nou al kan verstaan nie, of alles wat is. En of jy glo jy is net sterstof wat maar net weer sterstof sal wees, dit maak nie vir my saak nie. Die punt is ons, en hier is een van die grootste krukse van waar ons spiritualiteit skizofrenies maak. Waar ons sê, die belangrike ding is daai ek wat ek nie kan sien of voel nie, en wat nie vir my dink nie, en wat geen van my begeertes huisves nie, en ek moet al daai goeders moet ek sien in die lig van tydelike goed, nie belangrik nie, nie die ware ek nie, en so aan. En dan beland ons waar die hele oggend vir julle probeer bedui ons beland. So, is vir my baie makliker om te sê, ek is ek. Party goed is skadu, ander goed is mooi, en party goed is selfsugtig, party goed is nie baie belangrik nie, maar is ook nice en lekker, en ander goed is baie meer verhewe, want dit het meer langdurige waarde, en 'n baie impak op die samelewing, en so kan ons nuances sê as ons wil. Maar dat ons sê, ek is ek. Ek is ek. En dat ek dan met daai ek eerlik kan wees, en daai ek belangrik kan maak, want ek het net hierdie ervaring nou. En as ons sê, ons moet in die nou leef, is dit vir my baie belangrik om dan vir myself te sê, maar waar is ek nou? Ek is nou 'n liggaamlike wese. So, dan wil ek nou dit wees. Ek wil nie die hele dag nou weer, ek het nou in die kerk die hele tyd gehoor, ek moet aan die hemel dink. Ek moet nie, my ma sê, nou hou julle stoele vas hier, vir my ma was 60 te word, sy weduwee. Toe is daar 'n oomie wat met haar vrytjies maak, hy het altyd gevra sy moet hom masseer. Sy sê, maar dan wil hy later meer goedjies sê as massering. En dan sê sy van, jy gaan nie dit kry nie, jy is met my getroud nie. Dan sê ek, ma, nou, hoekom vry ma nie bietjie nie? Dan sê sy, die Here hou nie daarvan nie.
Die Here hou nie daarvan nie. Die Here hou nie van dans nie. My ma sê vandag nog, as sy in die hemel kom eendag en sy vind uit dans is nie sonde nie, gaan sy woedend wees vir die kerk. Nou ek het ook die hemel, alles wat oor die hemel, gaan nie in die hemel beland as jy dit doen, gaan Jesus happy, dis daai heavenly minded ding. Nou kom ek so waar as die vet agter ons het dit in die spirituele wêreld, daai selfe liewe ding. Ek moet die hele tyd hoor, my fisiese aardse lewe, my liggaamlike begeertes, al die goed, is so onbelangrik, want ek aspireer nou na 'n klomp goed wat in 'n klomp boeke geskryf staan, wat alles te doen het met no ego, moenie, dis vir my verskriklik irriterend. Ek is met julle eerlik vanoggend. Onthou daai woordjie vandag as julle YouTube kanaal sien, eerlik. Ek is vandag pad ons eerlik met julle. Ek sukkel met die ding dat ons nou weer in die spirituele kringe ook met 'n ontasbare iets te doen het wat ek glo is en dis nou eintlik die realiteit. Want hierdie is nie reël. Hierdie is nie reël. So ons word vir my nie net gestroop van eerlikheid nie. Ons word gestroop van die ervaring om 'n gewone mens te wees. En dan gaan ons op 70 dood en ons het op soveel van hierdie goed uitgemis, omdat ons nou alweer ingekoop het in 'n klomp mense wat boeke geskryf het en gesê het, hierdie wêreld is nie 'n realiteit nie. Maar ons moet hom lewe, maar ons moet hom lewe asof hy nie 'n realiteit is nie. So wat is ons nou? Ons is nou in die spirituele hemel. Ons is nou in die spirituele geesteswêreld. En gestroop van egtheid. Gestroop van 'n deelname aan die menslike ervaring. En dan praat ek nie eers oor seks nie, en dis nou waar ek gaan land. Ek het navorsing gelees en gekyk oor seksualiteit. Mense wat ouer word, sy seksuele gedagtes, spesifieke voorkeure, fantasieë, styl van uitdrukking en al die goed verander nie. Hulle sê dis 'n illusie dat dit verander deur ouderdom. Siekte. As jy nie gesond is nie, dan karm dit met jou seksuele lewe. En nou het hulle in die ouete huise gevind en hulle moet daaraan werk. Ek het navorsing gelees wat in 2 lande gedoen is. Die een was in Indië en die een in Amerika. En ek het ondervinding van iets wat gebeur het met 'n ou oom wat ek geken het in die laat 1990s. Wat in Bloemfontein aan 'n tannetjie gevat het op 'n manier wat hy nie moes nie. Hy was 91 en het hom geskort uit die ouete huis. Hy was 'n gemeentelid van my se pa en ons het vir hom gaan haal in Bloemfontein. Toe sê sy seun van, vir wat vang jy soeke goed aan, daddy, nou moet ek vir jou ander blyplek soek, sê my seun, het jy dan nou gedink die lus het my verlaat? Hulle het in 'n ouete huis die probleem met 'n ou oom en tannie vra, hulle wil saam in 'n kamer intrek, want hulle geniet mekaar se lywe verskriklik, nou is hulle 80. Nou sê die ouete huis, dit teen ons reëls. Nou behandel hulle groot mense soos kinders, omdat hulle oud is. Dis 'n miskenning van die voortgesette seksualiteit van daai mense wat 80 is. Wat het verander? Nou mag hulle nie meer konsensueel wees nie, want hulle word nou soos kinders behandel. En die kinders kom in en die kinders sê, nee, jy wil nou vir pa vervang. En hulle treur nog so oor pa, dat hulle nie wil plek maak vir hierdie nuwe mens nie. En daar's niks in die lewe wat so sleg is, as wanneer jy so na die verlede hinker, dat jy dit wat nou is, beledig met jou verlange nie. En kinders kom en dan mag ma nie 'n ander oom hê wat aan haar vat nie, want hulle wil vir pa eer. Pa is dood. Ma is nog hier en ma het vel kontak nodig. Oud en jonk het seksuele behoeftes. Ek het jare gelede in Melville 'n praatjie gelewer waar ek gesê het daar's navorsing wat wys dat as jy ewewigtig is en jy's nie verslaaf nie, dat casual seks nie noodwendig vir jou skadelik is nie. Hoor hierso, ek het amper gemeentelede gekry wat my kerk verlaat het omdat ek dit gesê het. Dis navorsing, maar nie ons steur ons nie aan navorsing nie wat ons Bybel sê. Paulus sê as jy van begeerte brand moet jy trou. Man, Paulus het baie goed gesê. Jy weet, ons kan ook nie alles kop toe vat wat die man gesê het. Daar's navorsing wat sê, dis nie noodwendig skadelik nie. Hier is jy swat jou doktersgraad, jy's 35, jy het nog nie 'n man of 'n vrou gehad. Wie sê jy mag jy bietjie vry nie? Dan is jou kop stil as jy daar klaar is, môre kan jy weer werk. Maar as jy die ding so laat bly raas en raas en raas, waar gaan jy heen? As 'n mens 80 is en jy's alleen, niks van daai behoeftes het gesterf nie, dis nie 'n maklike plek om by te wees nie. Al wat gaan help is om hierdie ding op 'n praktiese manier te benader en te sê,
As ek 'n seksuele wese is ek 'n seksuele wese, as ek seksuele gedagtes kom, moet ek hulle huisves, ek moet hulle geniet vir 'n oomblik, dan kan ek hulle weer laat gaan. As ek hulle kan verder vat fisies en daarin uitomgee, doen dit, maar is nodig. Lees boeke, kyk flieks, laat 'n fantasie vir 'n oomblik bietjie met jou loop, want jou brein kan nie onderskei tussen die fantasie en die realiteit nie, en dit bring 'n groot opbouende effek na jou lewe toe. En dis wat die samelewing doen. Die samelewing kyk na 'n sekere klomp kategorieë mense as nie seksueel. Een van hulle is kerkmense, behalwe as hulle katoliek is en in kloosters bly. Dan sien ons hulle verskriklik seksueel. Maar andersins sien ons hulle as nie seksueel. Ons sien 'n skoolhoof as nie seksueel, ons sien ons musiekonderwyseres as nie seksueel, ons sien vroue hoofsaaklik as nie seksueel. Een van die grootste sondes wat teen vroue gepleeg word, is dat mense dink vroue het nie seksuele begeertes nie. Hulle dink 'n vrou is net 'n reseptor. So, sy sal toelaat dat die man vir 'n oomblik seksueel met haar verkeer, maar dit gaan eintlik oor hom en hy moet baie dankbaar wees dat sy nou daar gaan, haar verwerdig om daar te gaan. Dis 'n miskenning van die menslikheid van 'n vrou. Vroue is seksuele wesens met intense seksuele begeertes wat erkenning moet kry, wat nie moet skaam wees daaroor nie, wat moet die vrymoedigheid hê om met haar vriendin wat alleen is daaroor te kan praat en sê, Gert en Sarah is al jare dood, wat maak ons nou? Wat maak ons nou? Dit is verskriklik belangrik, dat mense mekaar moet ontmoet, en dat die jargon van spiritualiteit nie in die pad moet wees, as twee mekaar wil ontmoet. Mense se harte en lewens moet mekaar ontmoet, want dis daar waar ons werklik gaan groei. As ons hierdie goed, hierdie werklikhede van die lewe aanpak en sê, hoe maak mens nou? En die maklikste ding om te maak, is to go with it. En hou matigheid voor oor, soos ons oumas en oupas ons geleer het. Iets wat iemand gesê het, wat ek gelees het, wat ek baie van jou is, as jy 'n ouer mens is, een van die eerste goed wat gebeur is, ou mense word ook as onseksueel gesien. En dit is nie goed nie, want ons internaliseer daarin. En dan skakel jy alles wat seksueel in jou is af. En soos wat 'n tiener met masturbasie ten minste 'n sekslewe het, sou hulle. En nou daarom 'n release is, maar as daarom 'n verkenning van die liggaam, en dit is al 'n sekslewe. En dit wat dit vir hulle daar doen, hoe dit ook al deur die kerk en deur almal verag was, dis onsin. As dit gesond is jy genoeg rugby speel en tennis speel tussenin, is jy fine. Net so moet iemand wat enkellopend is en ouer is en nie nou 'n lewensmaat het nie, ook die seksualiteit van jou eie lewe en wese kan geniet. So wees naak, kyk vir jouself, soek vir dit wat mooi in jou liggaam is, trek mooi en sexy aan, al is jy 80, 80 is ook sexy. Ons almal gaan koop ou meubels en sê, ek hou van antieke goed, maar dan kyk ons na mense, dan sê ons, oh nee, jy's lelik omdat jy oud is. Dis 'n kondisionering wat nonsens is. As jy volwasse is en jy stap aan, dan word die ander mense wat saam met jou ouer word vir jou net so mooi. Hulle is net so pragtig as wat hulle was toe hulle jonk was. Jy kyk deur ander oë. Daar's pragtig goed rondom die liggaam van ou mense. Daar is. Maar ons moet dit begin sien. En jy moet vir jouself in die spieël kan kyk, jy moet kan sien wat is jou sterkpunte. As jy aantrek, moet jy dit wys. Jy moet jou seksualiteit own. Leef dit. Al is jy enkellopend, as jy daai goeders inkorporeer in jou menswees, op jou eie, dan bring dit ongelooflike vrylating en vrymaking en dit voed jou siege. Dit gee identiteit, want ons seksualiteit is deel van ons identiteit. En een van die goed wat seks tussen twee mense doen is, dit help met die vestiging van jou identiteit. En dis waar ek baie prakties raak en sê, ek stel nie belang in 'n lewe wat net met my ware self te doen het nie. My ware self is 'n ouetjie wat partykeer net voel, nou is dit tyd vir seks. Dis my ware self. Dis hoe ek gemaak is. Dis 'n geïntegreerde mensbeeld. En daarom wil ek vanoggend vir Renaissance sê, en ek weet, dit is 'n verskriklike onderwerp om aan te raak, maar ek het besluit om hierdie onderwerp te gebruik as om my punt te maak. Kom ons word mens. Kom ons wees in Renaissance 'n gemeenskap wat met die regte lewe op 'n bitter eerlike vlak omgaan. Daarmee sê ek nie, ons gaan ons waardes prysgee nie, maar ons gaan besef,
Al hierdie goed in ons jargon, in ons spirituele jargon, is net so oordrewe en idealisties as wat dit in die kerk was. Want ons is lewende wesens op 'n planeet van modder en onsself is niks anders nie as sterfstof. So ek wil sê, ons is altyd geleer, daar's twee lyste goed. God se goed en aardse goed. Daar's spirituele goed en dan is daar aardse goed. Implikasie is aardse goed is minderwaardig. Ek hou nie van daai manier van dink nie. Dis alles God se goed as jy dan iemand is wat ateïs is. Dis alles spirituele goed. Dis alles een geïntegreerde geheel. Leef die lewe op hierdie modderbal wat vir ons gegee is and have a ball and break a leg.